Onse Vader wat in die hemel is, dankie dat ons vandag vir Pergamum kan besoek. Dankie dat ons so wyle kan besin oor dit wat daar gebeur het. En mag ons ook eet van die manna wat U vir ons voorsien. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Nou ja, ons het vir julle genoem dat ons so 'n bietjie na Pergamum toe gaan, maar ons moet hierdie besoek 'n bietjie voor dit begin. In Daniël vind ons 'n baie interessante verloop van geskiedenis en dis waar ons vandag gaan begin. Daniël 11 vers 6. Dit lees so: En na verloop van jare sal hulle 'n bondgenootskap met mekaar aangaan en die dogter van die koning van die suide sal na die koning van die noorde kom om vrede te sluit. Maar sy sal die krag van die arm nie behou nie. Hy en sy mag sal nie standhou nie, en sy self sal prysgegee word, saam met die wat haar gebring het, sowel as hy wat haar verwek het, en haar in die tyd verwerf het. Nou kom ons begin dan met geskiedenis. Na Alexander die Grote se dood, word sy ryk onder sy 4 generaals verdeel. Hulle is Lysimachus, Ptolemy, Seleucus en Cassander. Ptolemy kry vir Egipte. Lysimachus se koninkryk was van korte duur en hy word ingedeel by die Seleucide. So Ptolemy is dus die koninkryk in die suide, Seleucus is die koninkryk in die noorde. Nou moet ek net vinnig sê, ondertrouery was aan die orde van die dag in die tydperk, veral onder hierdie heersers. In die teksgedeelte van Daniël is die dogter van die suide, Berenice, die dogter van Ptolemeus II, wat in die huwelik gegee is aan Antiochus II van die Seleucide. Haar oupa aan vaderskant was Lysimachus, wat een van die 4 generaals of die diadochi van Alexander die Grote was. Lysimachus nou weer was met Arsinoe II getroud en ten opsigte van die verbintenis was Berenice ook verbind aan Cassander. Antiochus II was reeds met Laodice getroud, maar hy word nou oorreed om as deel van 'n vredesooreenkoms, Daniël sê, sal hulle 'n bondgenootskap met mekaar aangaan om vrede te sluit, van haar te skei en dat Antiochus II nou vir Berenice die bruidskatbrenger as vrou sal neem. Hy trou dus met Berenice en hy maak haar en die kinders wat hulle in die lewe sal bring die erfgename van die Seleucide koninkryk. Maar hy skei weer later van Berenice en hy trou weer met sy eerste geliefde Laodice. Laodice vermoor toe vir Antiochus II. Daniël sê hy en sy mag sal nie standhou nie, maar hy het nog nie die erflatingsklausule in sy testament verander nie en Berenice verklaar haar seun die heerser in ooreenstemming met Antiochus II se proklamasie. Haar seun is nog jonk en dus is sy mederegent. Later maak Laodice vir Berenice en haar seun dood. Daniël sê sy self sal prysgegee word saam met die wat haar gebring het. Hierdie hele geskiedenis dan, in een versie in die profesie van Daniël 11. Die skakel vir ons in hierdie verhaal is Lysimachus, want die hoofstad van die koninkryk van Lysimachus, wat nou deel is van Seleucus se koninkryk, is Pergamum. Pergamum was 'n Griekse staat tydens die Hellenistiese periode en die grootste gedeelte van die westelike deel van Klein-Asië is vanuit Pergamon of Pergamum regeer. En die nuwe koninkryk word nou deel van die Seleucide as 'n vasaal. Kom ons neem net gou een tree terug. Philaeterus was een van Lysimachus se generaals en hy kom in opstand teen Lysimachus. Hy neem vir hom Pergamum as deel van sy buit in hierdie opstand. Lysimachus sterf kort hierna en hierdie nuwe koninkryk word nou 'n vasaalstaat of staan nou in 'n vasaalstaat verhouding met die Seleucide wat slegs minimale trou aan die Seleucide moet bewys. Hulle word egter gou-gou afhanklik van die Seleucide koninkryk. En dis hier in Pergamum waar ons die spore van Antipas gaan optel. Moenie volgende week se aanbieding misloop nie.
En om dit te verseker, klik die like skakel, klik op subscribe en klik op die klokkie simbool. Nou sal jy outomaties herinner word as enige nuwe plasing opgelaai word. En vra gerus jou vrae of lewer kommentaar op die aanbiedings. Ons hoor graag van jou. Heer, baie dankie vir hierdie kort maar kragtige teks in Daniël 11. Ons sien uit om meer te leer oor die kerk in Pergamum en om u waarskuwing vir hierdie kerk te hoor en daarop te reageer. Dankie dat u ons nooit verlaat of verloon nie. Mag ons ook getrou bly tot die dood toe. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.